Goeiedag Suid-Afrika, kom ons cover 'n paar refugee vrae en antwoorde vir 17 April. Sal hulle weet of ek voorheen 'n gun license gehad het? Ja, hulle sal weet, want jou goed is mos deur die polisie. So, hier is die ding van gewere en geweerlisensies. As hulle jou nie 'n spesifieke vraag daaroor vra nie, hoef jy nie enigiets, jy hoef nie inligting op te offer nie. Maar as jy 'n spesifieke vraag vra oor iets, dan moet jy eerlik antwoord. Jy kan dit nie verskuil of 'n valse antwoord gee nie. So onthou nie daai ene. Maar die kans dat hulle gaan weet of jy voorheen 'n lisensie gehad het, is goed as hulle background checks gedoen het, want hulle doen dit deur die polisie anyway. Watter state verchristin waardes sonder tornado's en hurricanes? Goeie vraag. Nou, die meeste state het groot Christen waardes. Die meeste. Daar is blou state, soos die Weskus, California, Oregon, daai plekke, en die Ooskus, New York, op na Maine toe, wat blou is. Dit beteken nie die hele staat is nou anti-Christus nie, of jy weet, anti-konservatief nie. Die groot stede daarin is waar die anti-konservatief in is. Die platteland is pretty nice. Jy kry Christen waardes in die platteland oralste. So watter state kry in Amerika wat nou regtig weg van disasters kan wees? Nie veel nie. Want tornado's kom in die hele Midwest voor. Hurricanes, al die suidelike state. En dan in die noordelike state dik sneeu. Aardbewings in die Weskus. Maar daar is baie plekke wat jy kan bly wat die goed nooit kry nie. Dit is nie omgewing maar kom nie uit nie. Ek dink is dieselfde persoon het dieselfde vraag gevra. Wat van Tennessee? 'n plek in Tennessee waar daar nie tornado's en goed voorkom nie. Dis maklik as jy in Tennessee kyk. Kyk na die plekke waar die heuwels is. Waar daar baie heuwels is, die tornado's kan nie vorm op die grond raak nie, want dit is te op en af. As dit 'n plat oop plek is. So die suid van Nashville, daai hele area, suid van Nashville, suidoos, van Memphis af reg deur suid Nashville tot naby die Smoky Mountains. Daar kan tornado's kom, want dit is net plat. Die plekke waar ek by noord van Nashville hierso waar ons in White House byvoorbeeld by, dis te heuwelagtig. Daar was gisterand 'n tornado oor ons huis, reg bo ons huis. Hy begin vorm in die lug, jy kon dit sien, ek kon dit sien. Daar's lig wat gedraai het, maar en ek kan dit hoor bietjie en ek kon nie bome sien, maar ek kan nie touch daar nie want dit is te heuwelagtig. So ons nog nooit in ons omgewing gehad, so naby ons huis, of naby huis, want dit is te heuwelagtig. Ons het al gehad wat miskien 10 myl noord van ons huis verbygaan, of net suid van ons huis daar, en waar het platter is. So jy moet net kyk vir so iets. As jy terugkom, jy kom op die program, jy besluit na 2 weke, 3 weke, 'n maand, dis nie vir my nie, ek gaan terug Suid-Afrika toe. Moet ek iets terugbetaal? Ja, beslis. Die geld wat hulle spandeer het aan jou, om jou vliegkaartjie te kry, gaan jy moet terugbetaal. Enige geld wat hulle vir jou gegee het, om in die gang toe kom, gaan jy moet terugbetaal. Onthou nie dit, hoor. My man was baie keer in Irak en Afghanistan vir werk. Gaan dit die probleem wees of die proses? Nee, dit gaan die proses dalk bietjie ophou, want hulle gaan meer background check doen. Hang vir wie hy gewerk het, en ek weet daar's baie Suid-Afrikaners wat tydens die Afghan-oorlog en die Irak-oorlog vir kontrakmaatskappye security gedoen het. Party van daai maatskappye het hulle self uitgegee aan human rights violations. So as hy in 'n maatskappy gewerk het wat geondersoek was vir human rights violations, gaan hulle definitief vir hom baie meer vra as ander mense. Gaan dit die proses so lank delay dat ons medies miskien gaan expire? Kan wees dat jou medies gaan expire, want jy het al medies gedoen, en die proses van background checks vat lank, en dan kom op 'n punt wat jou medies expire. Gaan ek dan weer moet inspuitings kry wat ek nou die dag gekry het? Nee, jy gaan nie weer dieselfde inspuitings kry nie. Jy gaan dalk die opvolg inspuitings kry wat jy anyway in Amerika sou kry. Maar hulle moenie oor dit worry nie. Hulle sê vir jou sê of jou medies moet oordoen of so, en hulle sê vir jou sê of jou opvolg inspuitings, maar jy gaan nie weer dieselfde inspuitings kry nie. Is daar counties by die warm see wat weg is van natural disasters af? Die warm see by ons is die Gulf of America. Al die suidelike Texas, Georgia, Florida, Alabama, daar by New Orleans, al die suidelike state, Mississippi,
Hulle is almal teen die warm see. Enige plek daar gaan 'n hurricane kry. Die hurricane word veroorsaak deur die warm see. So, nee, daar's nie 'n warm see soos Durban se water. Ons het dit, dis eintlik warmer as Durban se water by daai see. Maar daar's nie 'n plek wat jy gaan by 'n warm see wees waar daar nie gaan hurricanes kom nie. Jy gaan definitief hurricanes daar kry. Want die see veroorsaak die hurricanes, die warm water. Drivers license, hoe gereeld met jou bestuurslisensie renew en hoe lank vat dit? So, as jy gewone karlisensie hernie, is dit partykeer 10 jaar. Hoe lank vat die proses? As jy die eerste keer gaan aansoek doen vir lisensie, nie sit die volle proses nie, kry die real ID, dan gaan jy deur die DMW en jy doen allerlei goeders. Ek het net eergister ek het 'n commercial drivers license. Jy weet die top wat jy kry, Class A, met passenger endorsements en goeders. Ek het die hoogste wat jy kan kry. Het het my 5 minute gevat hier in my kantoor. Online, 5 minute tot ek hom gehernie en hy's geldig vir 8 jaar. So wanneer jy hom hernie, kan jy in die DMW ingaan en by die kiosk gaan aan hom doen, of jy kan dit op jou komputer doen. Behalwe as hulle weer proof of residence nodig het, vir as jy adres gaan verander of iets. En as jy adres verander en so, dit gaan jy net in, dit gaan baie vinnig gaan. Maar ek het my commercial license hernie uit my kantoor het sonder om eers my guide te lig en dit my minder as 5 minute gevat. Is daar werk vir debt collectors? Oh yes, daar's baie werk vir debt collectors oralste. Baie maatskappye wat dit doen, debt collecting, en dan is daar ook, onder as ook ander werk, ouens wat repo doen. Hulle gaan en tel karabvissies op, vat karre, bote, skepe, whatever, mense geld op skuld, meubels, hulle gaan repo dit. Duidelik nie hoe aanraai om te doen nie. Jy moet 'n likvel hê en jy moet 'n gun hê, want jy gaan repo kar waar mense wil jou terugskiet. So, jy kyk op die program op die TV van repo lord, of ek weet nie wat die program genoem is, mense wat karre gaan repo en repossess karre en allerlei goeders. Dis omtrent wat dit aangaan hierso. So, as jy nie van daai tipe ou is, jy moet jou maar nie daai werk doen nie. Dis die vraag vir vandag. Ek sal moontlik môre met julle 'n live doen, dit hang alles af. Ons vlieg die hele naweek missions. En so tussendeur sal ek sien as daar gap is om 'n live te doen, sal ek julle waarsku en dan kan ons weer môre chat. Geniet die dag verder.